Here. Ek het dit alles gedoen, sê die Here, omdat ek jou op my hart dra. Ek het jou in my gedagte gehad. Jy is nie maar net nog 'n mens nie. Ek ken jou by jou naam. Ek ken jou hart. Ek ken jou gedagtes. Ek ken jou diepste begeertes en verlange. En ek wil jou bring op 'n plek waar jy in 'n noue verhouding saam met my kan lewe. 'n Lewe wat jy nie geken het nie, maar 'n lewe wat jou hele wese sal vervul en dat jy kan weet, dit is wat ek vir jou het. Ek ken jou, sê die Here, maar ek roep jou naby aan my. Ek roep jou naby aan my hart, want jy is in my hart, sê die Here. Amen. Ja, dis die wonder van kind van die Here te wees, dat hy is nie daai ver by God nie. Hy is so verskriklik naby aan ons. En ek weet net dat die Here is baie besig met baie mense. Ek weet vanoggend in die besonder het hy tot iemand gespreek. Baie keer spreek die Here wyd en dat ons net kan besef hoe lief hy ons het. En ons besef altyd werklik hoe lief hy ons het nie. En my gebed is dat die Here met elkeen van ons in hierdie tyd wat so kosbaar is, wat tyd uitloop, dat ons elke geleentheid vasgryp en benut om net te sê, Here, hier is ek. Ek het U lief en ek wil die pad loop, maar 'n naby pad saam met die Here. Hoe lekker, hoe heerlik, en dan die Here ook in hierdie opstanding Sondag so naby aan ons kom. Ons het so lekker gesing, ons was so 'n gees van aanbidding en ja, ons moet daaraan werk om hierdie aanbiddingsgees ook saam met jou huis toe te vat in jou stilte tyd. Leef 'n lewe van aanbidding. Nou ja, ek gaan vra dat jy saam met my gaan lees uit die woord van die Here, uit die Nuwe Testament, Markus die 16de hoofstuk. En ons gaan lees vanaf vers 1 en tot en met vers 14. Baie welbekende gedeelte, maar die woord van God bly altyd nuut en daar's altyd 'n nuwe manier waarop God wil hê ons soms na sy woord moet kyk. Nou kom ons lees saam Markus 16 vanaf vers 1. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het,
sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed aan die regterkant sit en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus, die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewering en ontsetting het hulle aangegryp. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duiwels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. Luister. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was en hy het hulle al ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Tot sover, maar die Here sy woord aan ons hart geseën. Nou, die tema van ons boodskap aan hierdie oggend, wie Jesus werklik is. Deur Jesus se kruisiging en opstanding het God ons wêreld kom betree. Met die geboorte van Jesus lees ons, sê die engele, vrede op aarde in die mense 'n welbehaag. Met ander woorde, God wil vir ons sê, hy gee hom vir ons. Hy is lief vir ons. God wil vir ons sê, hy reik uit na die mens. Dit is die welaangename tyd van God, waarin hy die mens wil red. Nou, Jesus het vir ons die weg kom oopmaak na God die Vader se hart toe. En daarom dat Jesus vir ons geleer het om te bid, Onse Vader wat in die hemel is. Dit is nie meer hierdie ver af God nie, maar dit is hierdie naby, persoonlike, liefdevolle God. En daarom dat ons kan bid, Abba Vader, my Vader, hierdie omgee, naby Vader. Nou, die Bybel sê vir ons, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm God hom oor ons. Op 'n ander plek sê dit 'n vader van ontferming, weer eens, en 'n God van vertroosting. Met ander woorde, die God wat ons hart ken, ons lief, ons leer, ons pyn, ons bekommernis, wat ook al, dis die God wat dit ken en wat uitreik na ons toe en wat omgee. Heer Jesus Christus het die Godheid naby aan ons gekom, so naby dat die skrif sê, in hom is ons, leef ons en beweeg ons voort. Nou, wat ons opval met hierdie verhaal van die opstanding, wanneer ons dit lees, is die ongeloof
van Jesus se volgelinge en disippels. Want Jesus het voor sy kruisiging, wanneer ons die evangelies lees, dan sien ons hy oor en oor vir sy disippels en sy volgelinge gesê, maar hy gaan Jerusalem toe, hulle gaan hom kruisig, maar hy gaan opstaan. Op die 3de dag gaan hy weer opstaan. Maar dit lyk of hierdie disippels dit nie geglo het nie. Ek dink hulle wou dit nie glo nie, want dit was vir hulle te lekker om Jesus by hulle en saam met hulle te hê. En dan gebeur dit. Jesus word gekruisig. Maar dan die onverstaanbare en die onverklaarbare op die 3de dag, dit is opstandingsmôre, Sondag, die eerste dag van die week, gaan hierdie 3 vroue na die graf. Die Bybel sê met speserye, want hulle gaan Jesus se liggaam dan salf soos die gebruik was in daardie tyd. En die vraag wat by jou opkom is, maar Jesus het dan gesê hy gaan opstaan. So waarvoor dan hierdie speserye en kruie dan vat om Jesus te gaan salf? Hy het ons gesê, al het hulle dan nie geglo dat Jesus sê hy gaan gekruisig word nie en opstaan nie, maar nou is hy klaar gekruisig. So die eerste gedeelte is vervul. En nou sal ons verwag maar, nou sal hulle daarom besef, as Jesus gekruisig het, dan sal die tweede gedeelte ook werklikheid word. Hy sal opstaan. Maar dan kom 'n ongeloof by die graf. En daar is 'n engel en hy sê vir hulle, maar Jesus is opgestaan. En hy sê vir hulle ook, maar gaan sê vir die disippels, ek het opgestaan en hulle gaan. En hulle kom by die disippels en hulle sê vir hulle, hoor Jesus het opgestaan en hulle glo nie. Die Bybel sê dit, die ander evangelies sê dit ook. Hulle glo nie. En by ander geleentheid het Jesus aan die 2 Emmausgangers verskyn en hy het met hulle gepraat en gedeel en hulle oë was bedek, sê die Bybel. Hulle kon nie sien dat dit Jesus is nie tot aan die einde en dan gaan hulle terug Jerusalem toe na die disippels toe en hulle gaan sê vir hulle, maar hoorie, Jesus het opgestaan. En die Bybel sê hulle ook nie geglo. En dan kom Jesus en hy verskyn self aan hulle. En dan bestraf hy hulle ongeloof en hulle hardheid van hart. Nou, die Here is ontevrede met hulle en mense vra hoekom. Maar wanneer ons die Bybel lees, dan sien ons die boodskap van die Bybel is geloof. Nou opstanding Sondag wil vir ons sê, glo in die onsigbare God. Glo in Jesus Christus. Glo in God se krag, sy opstandingskrag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Maar dit wil ook vir ons sê, glo in jou daaglikse lewe, in jou daaglikse handel en wandel. Glo dat dit môre met jou beter sal gaan as wat dit vandag gaan. Glo dat jou probleme opgelos sal word. Glo dat daar vir jou genesing is, waarmee jy ook al worstel. Glo dat daar vir jou genesing is. Glo dat die Here jou sal seën. Hy wil jou seën. Glo dat die Here jou wil bewaar en beskerm waar jy ook al gaan. Dis wat hy in sy woord vir ons sê. Glo dat die Here vir jou 'n deur sal oopmaak. Glo dat die Here jou pad vir jou gelyk sal maak. Glo dat die Here jou pad met lig sal bestraal. Glo dat net goedheid en guns jou sal volg al die dae van jou lewe. Nou die Bybel sê in
sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dit is hoekom Jesus ontevrede was met hulle, want hy wil vir hulle sê, in my koninkryk werk dit deur geloof. En hy wil vir hulle sê, maar nou is dit tyd om julle geloof in werking te stel. Die Bybel sê ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Petrus kom en hy sê dat ons vir Jesus kan lief wees, al het ons hom nie gesien nie. En al sien ons hom nou nie, kan ons in hom glo en ons verbly met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. En dis vir my die wonder van die evangelie. Ek het Jesus nog nie gesien nie, maar ek glo in hom. En daar is so 'n blydskap in my binneste. Ek weet, hy leef. Ek het hom nie gesien nie, maar ek kan vir hom lief wees. Ek weet hy is vir my lief. Ek ervaar sy liefde. Dit is 'n werklikheid. Die Bybel sê ook, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof maak die onsienlike sigbaar vir ons. Nou, deur geloof kan ons saam met Jesus wandel. Dawid sê, hy is die skaduwee aan my regterhand. Is dit nie wonderlik nie, né? Ja. Jy weet, skaduwee as jy daar buite in die son kyk, hy gaan saam met jou. So maak wat jy wil. Die kant toe spring, daai kant toe spring, skaduwee is by jou. En Jesus wil net vir ons sê, hoor, ek is hier by jou regterhand. Dis geloof, jy sien. En dis wat die Here van ons vra, daai kinderlike geloof. Nou die Emmausgangers, weer eens, hulle loop en hulle praat en hulle harte seer, want Jesus het gekruisig. Dan loop Jesus saam met hulle en hulle praat en praat. En dan hier aan die einde maak Jesus homself en hulle beken. En dan gaan hulle terug. Maar hulle sê op hierdie woorde, hulle sê, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het. So Jesus loop saam met ons, maar hy praat ook met ons, deur sy woord, deur sy gees, baie maniere, praat hy met jou en my, en daai praat is lekker, want dit maak jou hart lekker. Hy kan met jou praat deur 'n blom, deur 'n voeltjie, baie maniere dinge, God is God, nee, maar laat toe, en kyk hoe hy met jou wandel, en hoe hy met jou praat. Nou op Sondag spreek ook van oorwinning. Jesus het die dood, die hel en die graf oorwin. Ons het van dit gesing, reeds in hierdie oggend. Nou Paulus stel dit vir ons baie duidelik in 1 Korintiërs 15:55 waar hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Jy sien, Jesus het die angel uit die dood kom verwyder. Hy het die dood onskadelik kom maak, want hy sê, die angel van die dood is die sonde. Deurdat Jesus vir ons gesterf het, is daar vergifnis. Sonde word verwyder. Die angel word verwyder. En in hierdie oggend, opstandingsoggend, kan ons deel in hierdie heerlike oorwinning van Christus Jesus. Nou, Woensdag aand by die bid hier, het ek vir julle gesê, ons is in die wenspan. Nee. En dit is lekker. En daar's net twee spanne. Dis Jesus se span en daar's die bose, die duiwel se span. Nou hy het die verloor span. En dit is ons keuse. Watter span wil jy wees? So maklik soos dit. Dien die Here, leef vir hom. Hy het reeds die oorwinning behaal. Saam met hom is daar oorwinning. Dis seker uitgemaak. Dis klaar. Nou is lekker om in 'n wenspan te wees. Nou spring ook 'n speel, die hele land is opgewonde. Hulle wen eenmalig. En hulle moet weer gaan wen. Jesus het gewen
vir altyd. Jy is in hierdie wenspan vir altyd. Jy kan altyd juig van hierdie oorwinning. Vandag en môre juig. Jy het rede om bly te wees, né? Die wêreld het nie hierdie rede om bly te wees nie. Ons kan baie keer so toelaat dat al hierdie goed vir ons plat druk. Dis nie die hoofsaak nie. Die hoofsaak is Jesus leef. Hy het opgestaan uit die graf. Ons leef saam met hom. Ons kan bly en opgewonde wees. Nou die Bybel verklaar, ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Alles wat uit God gebore is, sê die Bybel, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Ons is uit God gebore. En oorwinning is klaar uitgemaakte saak, sê die woord. Nou, Jesus nooi ons om saam te stap op hierdie pad van oorwinning. Maar ek wil afsluit en ek wil sê, dit spreek ook vir ons om gereed te wees vir Jesus se koms. Nou toe Jesus opgeneem is in die hemel, het daar engele gestaan en wat toe vir die disippels gesê het, waarom staar julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, sal net so weer terugkom. En ek wil ten slotte hier lees in Openbaring die eerste hoofstuk 'n paar verse en ek wil jy moet mooi luister en dan moet jy kry jy hierdie volmaakte prentjie, die werklike weergawe van God se godheid. Sien Jesus vir wie hy is, want hy kom as mens, hy sterf en hy staan op. Maar wanneer ons so 'n bietjie in die hemel inkyk, dan kry ons die volheid van die prentjie en dit is Openbaring 1 vers 13. Hy sê intussen vers 12. En toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed wat tot op sy voete hang, en gegord om die bors, met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper wat gloeiende olie, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp, 2 snydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Hier som Jesus alles vir ons op. Hy sê, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Dis die boodskap wat die Bybel vir ons gee. En hy sê, dus Jesus sê, ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Al die mag en krag, die majesteit en die heerlikheid behoort aan Jesus. Hy het Satan ontroon. Satan het maar net oorredingsvermoë. Jesus het die krag, die mag, die heerlikheid. En hy vra dat ons hierdie geloof in ons sal hê. Sien, kom altyd terug na geloof. Die verreëse Christus, om hierdie geloof in hom te hê as die oorwinnaar. Hy was dood, maar hy leef
tot in alle ewigheid. En hy het die sleutels van die dood en die doderyk. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here Jesus, baie dankie dat op hierdie opstandingsmôre U ook vir ons 'n prentjie gee in die hemel, dat ons kan inkyk en kan sien die oorwinnaar. Op 'n ander plek sê die oorwinnaar op die wit perd. Here, U het die sleutels van die dood en die doderyk in die hand. U was dood en kyk, U leef tot in alle ewigheid. En ons gaan saam met U leef tot in alle ewigheid. Here, ons wil in hierdie oggend dan ons geloof onwrikbaar in U verklaar en sê, Here, ons glo in U. Ons glo in U krag. Ons glo in U almag. Ons glo dat U opgestaan het, ook vir my, sodat ek einduit in geloof en oorwinning saam met U kan leef. En wanneer U kom, Here, ons saam U tegemoet in die wolke kan gaan. Baie dankie, Here, vir U woord, 'n woord van hoop, van geloof. Here, 'n woord wat vir ons sê, U is die God wat uitreik na die mens in liefde. U is die God wat omgee. U is die God wat neergebuig het tot by ons en steeds by ons is. U is die God wat saam met ons wandel, soos wat U met die Emmausgangers gewandel het, so wandel U met ons. U is die skaduwee aan ons regterhand. Here, en help ons om dit nooit te vergeet nie. In die goeie dae dat ons sal weet, loop saam met my. Maar ook in die moeilike dae, ons steeds sal weet, U is aan ons regterkant, die skaduwee by ons. Die God wat omgee, die God wat help, die God wat seën. Dankie dat ons vir U kan lief wees. Dankie dat ons in U kan glo. En in hierdie oggend, Here, is ons gebed dat U elkeen styf sal vashou. Dat U ons naby aan U sal hou. Teen die hart sal vasdruk. Maar dat ons hart ook teen U hart vasgedruk sal wees. En dat ons nie sal toelaat dat die dinge van hierdie wêreld, of sorge, of probleme, of moeilikhede, 'n skeiding bring tussen U en ons nie. Dankie, Here, vir wat U gedoen het. Dankie vir U goddelike oorwinning, wat is vir tyd en ewigheid. En dat ons saam met U nou daarin deel, elke dag wat kom, en ook wanneer U kom, en tot in alle ewigheid, deel ons saam in die heerlike oorwinning. Ons dank en loof U.